Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde, vir die goedheid in ons lewens. Dankie vir die voorreg om hier saam te wees vanmôre. O Heilige Gees, ons bid dat U sal beweeg in ons midde, of U vryheid gee in ons midde. Ons maak ons harte oop vir die inspraak vir elkeen van ons. Ons bid dat U die woord sal oopbreek sodat dit lewend sal wees en dat ons doeners sal wees van hierdie woord. In Jesus naam. Amen. Halleluja. Welkom almal. Ons gaan 'n bietjie tyd in die woord van God spandeer. My titel vanoggend is Aktiveer die vloei van geeskrag. Aktiveer die vloei van geeskrag. En ek wil eers met oopmaak by 1 Korintiërs hoofstuk 4. En ons gaan 'n bietjie kyk na wysheid wat die Here Jesus vir ons gee. Mense is altyd so opgewonde om te hoor dat Jesus sê, tot hy dit sê. Dan sê hulle maar, is dit nou wat hy wil sê? En dit teken vooropgestelde idees, né? Maar ons moet nie vooropgestelde idees nie. Ons wil hoor wat hy vir ons sê sodat ons resultate kan kry in ons lewens. Die 1 Korintiërs hoofstuk 4 vers 19 en 20 sê, tog sal ek gou na julle kom as die Here wil, en dan sal ek te wete kom, nie die woorde van die wat opgeblaase is nie, maar hulle krag. Want die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Ons moet, as ons die koninkryksmense wil wees, dan moet ons geeskrag, ons moet vloei in geeskrag. En dit moet identifiseer, wat is geeskrag? Waar kom geeskrag vandaan? Hoe lyk dit? Waaroor gaan dit? Anders mis ons die boot, né? Efesiërs, hiervanaf gaan ons na Efesiërs 1 toe. Efesiërs hoofstuk 1 van vers 15 tot 20, bekende deel vir ons. Vers 18 sê, verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, dat die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. So ons sien Paulus bid vir die Efesiërs, hy bid vir verligte oë van hulle verstand. En ons kan vir onsself ook bid, Here, help my, dat ek verligte oë van my verstand kan hê. En daar's 3 dinge wat hy bid dat hulle moet weet. Hulle moet weet wie hulle is. Hulle moet weet wat hulle behoort. En hulle moet weet wat hulle kan doen. Dis die 3 dinge wat hy bid. Jy moet 'n openbaring kry van wie jy is, as jy suksesvol wil wees. In die gees moet jy weet wie jy is. Hy praat van die hoop van sy roeping. Die Here het jou geroep om iets te wees. En jy is dit. Nommer 2, wat jy het, die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel. Nommer 3, wat jy kan doen. En hy praat hierso van die uitnemende grootheid van sy krag, wat na ons kant toe vloei wat glo. Na die werking van die krag wat sy sterkte wat hy gewerk het in Christus, toe hy met die dode opgewek het. So sonder geloof, sê die Bybel, is dit onmoontlik om God te behaag. Jy kan 'n goeie lewe leef, jy kan getrou wees, goed wees, alles doen wat jy kan, maar as jy nie geloof het nie, behaag jy nie die Here nie. Dis geloof wat die Here behaag. En geloof is nie 'n karaktertrek nie. Geloof is iets wat jy bou in jou gees. Elkeen van ons het geloof, die dag as ons wedergebore word. Maar die vraag is, wat doen ons met daai geloof? Bou ons dit of verwaarloos ons dit? Paulus sê in 2 Korintiërs 13 vers 5, ondersoek julle self of julle in geloof is. Jy kan geloof hê, maar nie in geloof wees nie. Net soos wat jy 'n kar kan hê en nie in jou kar wees nie, of 'n huis kan hê en nie in jou huis wees nie, kan jy geloof hê en nie in geloof wees nie. En as jy nie in geloof is, in die vloei van geloof nie, kan jy God nie behaag nie. Dis onmoontlik. Want hoekom? Dis nie dat God dink wel, doen dit nou my te please nie. Wat behaag God? Psalm 35 vers 27 sê, dit behaag hom om goed te doen aan jou. Dit behaag hom om jou te seën. Dit behaag hom om te voorsien in jou behoeftes. Dit behaag hom om te gee vir jou. Maar sonder geloof van jou kant af, is dit onmoontlik vir hom om te gee vir jou, om te voorsien vir jou, en om jou te seën. Jy sny jouself af van sy goedheid, en dit is nie vir hom lekker nie. Dit is nie vir 'n ouer lekker as hy nie sy kind kan seën nie. So ons sien dat wat ons nodig het is geloof. Ons moet geloof bou. Ons moet geloof 'n prioriteit maak. Jesus het gesê, as ek terugkom op die aarde, sal ek nog geloof kry. Dis wat hy gesê het. En hy kom een van die dae terug. So kom ons maak seker dat hy geloof gaan kry by ons. Amen. So Markus 11, ons gaan na Markus 11 toe, vers 21, gee Jesus vir ons 'n lering oor geloof. Hy het met die vyeboom gepraat en die vyeboom het verdroog. In vers 21 sê Petrus, en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog.
So ons sien Jesus se geloof in aksie. Ons sien dat hy het gepraat met die boom. Hy het nie lank met die boom gepraat nie. Amen. Hy het nie die boom vir ure lank bestraf nie. Hy het net basies een sinnetjie met die boom gepraat. En na hy die een sinnetjie met die boom gepraat het, het hy omgedraai geloop. Hy het nie weer vir die boom gekyk nie. Dit is 'n voorbeeld van geloof. Soveel so dat Petrus hom ons roep en sê, Here, kyk, Jesus het wragties verby daai boom geloop het en nie vir hom gekyk het. Dis geloof, jy sien? Geloof hoef jy te sien nie. Hy het mislaag gepraat. Here, kyk, Rabbi, kyk. Die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. En Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê. Sonder geloof kan jy God nie behaag nie. Sonder geloof kan jy nie ontvang nie, en dis hoekom jy hom nie kan behaag nie, want jy behaag om deur te ontvang. Want voorwaar ek sê vir julle, elke wat vir hierdie berg sê, hef jou op, werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit ontvang en julle sal dit kry. So wanneer jy vra, moet jy glo jy ontvang, dan sal jy kry. Wil jy graag hê, dan moet jy glo jy ontvang. Jy moet eers glo jy ontvang, dan sal jy kry. As jy nie kry nie, is dit omdat jy nie geglo het jy ontvang nie. Geloof werk so. Geloof werk nie deur, ons wandel deur geloof en nie aanskouing nie. Baie belangrik, en in vers 25, wanneer julle staan en bid, vergewe as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortreding mag vergewe. So, een van die struikelblokke tot geloof is onvergifnis. As ek onvergifnis, so ek moet nou 'n besluit neem, want dis nie 'n gevoel nie. Vergifnis is nie 'n gevoel nie. Dis 'n besluit. En ek doen dit want die Here Jesus het my vergewe. Hy het my vergewe 100%. Jy sien, ek kan ook nie vergewe as ek nie openbaring het dat ek vergewe is nie. Die Here Jesus het meeste van my sondes vergewe. Het ek 'n paar amens nou gekry. Die Here Jesus het alles vergewe. 100%. Jy sien, jy moet 'n openbaring kry daarvan. Van hoe geregtig jy is. En dat dit 'n geskenk is. Dis iets wat jy ontvang het, dis iets wat jy verkry het nie. Dis iets wat jy ontvang het, die geregtigheid van God. Dan kan jy vryspreek. Maak nie saak wat iemand doen nie. Jy besluit jy gaan vergewe voor die persoon nog lelik met jou was. Jy's net 'n vergewingsmasjien. Jy vergewe almal left, right en center, want jy weier dat iets in die pad van jou geloof staan. Want geloof is jou konneksie met die hemel. Geloof is jou konneksie met die krag van God. Geloof is die baan, die pyp waardeur jy alles ontvang wat jy nodig het in hierdie lewe. Jy wil niks doen om jou geloof te hinder nie. Romeine 10 vers 17. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. So ek kan nie geloof hê sonder die woord. Die woord is die ding wat geloof bring. As ek vir iemand vra, staan jy in geloof? Yes. Watter woord staan jy op? Ag nee, geen woord is spesifiek nie. Wat gaan jy ontvang? Niks spesifiek nie. Okay, dis presies wat jy gaan ontvang, want jy staan op geen spesifieke woord nie, so jy gaan niks spesifiek ontvang nie. Is dit vir jou lekker om niks spesifiek te ontvang nie? Wie van julle wil iets spesifiek ontvang? Staan op die woord. So as ek wil geloof bou, dan moet ek elke dag begin met 'n woord. My geloof is altyd gebaseer, die fondament van my geloof is die woord. Ek kan nie geloof hê sonder die woord nie, want geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. En dan vers 8 van Romeine 10 sê hy, maar wat sê dit? Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. In jou mond eers en dan in jou hart. Dis die woord van geloof wat ons verkondig. So om die woord in jou hart in te kry, moet jy hom in jou mond in kry. En so jy moet jou Spreuke 4 sê vir ons, ontdek my woord. Maak hierdie ontdekking, kry hierdie openbaring, dat jou oplossing is die woord. Die krag van God is in die woord van God. So as ek krag van God nodig het om iets te verander, al wat ek nodig het is ek moet die woord aktiveer. Ek moet die woord voor my oë hou, in my mond sit, in my ore inkry en in my hart inkry. Dis die proses. Geloof is iets wat gebou word in jou gees op 'n belofte van God. Jy kan nie geloof sommer in die lug inbou nie. Dit moet gebou word op 'n belofte van God. So 2 Petrus 1 vers 1 tot 4, bekende deel vir ons. 2 Petrus 1 vers 1 tot 4 gaan oor geloof. Hy sê daar, Simon Petrus, 'n diensknegt en apostel van Jesus Christus, aan die
wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het. Jy sien? Selfde geloof as Petrus. Jy het dit gekry. Die vraag is nou, wat maak jy daarmee? Voed jy dit of verwaarloos jy dit? Is jy in dit of is jy uit dit? Amen. Net so 'n kosbare geloof as ons verkry het deur die geregtigheid van ons God en Redder, Jesus Christus. So dadelik koppel hy redding, geloof aan redding. Sonder geloof kan jy nie gered word nie. Sonder geloof kan jy nie vrykom van siektes, vrykom van die vloek nie. Sonder geloof kan jy nie die seën van die Here sien in aksie kom in jou lewe nie. Jy het daai kosbare geloof nodig. Dan gaan hy aan, mag guns en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. So, hy het jou alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien. Dit beteken alles wat jy nodig het, om te lewe en godsvrugtig te wees, deurdat hy jou die beloftes geskenk. So God skenk aan jou deur sy beloftes. Die sleutel om te ontvang, is om die belofte eers te ontvang. As ek 'n belofte ontvang, ontvang ek wat die belofte gee. Waardeur hy ons die grootste beloftes, kosbare beloftes geskenk het, sodat julle deur wat? Deur die beloftes, deelgenote kan word van die goddelike natuur. Jo, dis amazing. Wat jy doen met die beloftes, is krities. Dit is nie te sê, jy gaan dit doen nie, dit hang van jou af. God gee dit, jy moet dit vat. Jy moet dit doen. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het, ontsnap het. Hy sê, ons kan ontsnap, man. Ons is in 'n bose, gebreekte wêreld vasgevang, wat 'n vloek in het, waar dinge verkeerd loop, left, right en center. Dis nie die wil van God nie, dis nie sy plan gewees van die begin af nie, dit het niks met hom te doen nie. Dis 'n trein wat weggehol het. Is julle met my? Die kondukteur is nie meer God nie. Ek bedoel die drywer. Die trein het weggehol. En hy gaan teen die afdraande af, hy gaan van die brug afval. Ok? Maar jy kan ontsnap. Jy ontsnap deur die beloftes. So jy aktiveer geeskrag in jou gees, deur die beloftes in jou mond te sit en in jou hart in te sit. So let op hierdie 3 woorde uit hierdie deel uit 2 Petrus 1 vers 1 tot 4. Geloof, goddelike krag, kosbare beloftes. Geloof, krag, beloftes. Geloof, krag, beloftes. Nou wat moet jy doen met die beloftes? Hebreërs 4 vers 2. Kom ons kyk daarna. Hebreërs 4 in vers 2. Want aan ons is die goeie nuus ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie, of nie met die geloof gemeng was nie. Die Engel sê, they did not mix faith with, it did not profit them. Jy kan God se geopenbaarde woord hoor, en dit ken, en dit kan vir jou van geen waarde wees, as jy dit nie met geloof meng nie. Ek kan dit vir jou gee, maar ek kan dit nie in jou kom meng met geloof nie. Jy wat daar ontvang, moet dit met geloof meng. Dan baat dit jou. En hoe weet jy dit met geloof gemeng? Volgende versie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Aha. Nou wat is die versie wat ons laasweek gelees het? Romeine 15, vers 13. Romeine 15, vers 13. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Weymouth vertaling sê as volg: May God, the giver of hope, fill you with all joy and peace, because you trust in him, so that you may be overflowing with hope through the power of the Holy Spirit. The Amplified sê bubbling over with hope. King James, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope to the power of the Holy Spirit. Okay, so hoop is die prentjie wat jy sien aan die binnekant, gebou op grond van die woorde van God. Dit doen met jou gedagtes en jou prentjie. So Abraham het gekyk na sy omstandighede, hy het gekyk na sy ouderdom, hy was 100 jaar oud, sy vrou 90, hy het 'n belofte gehad, maar hulle sien niks nie. Maar God gee vir Abraham hoop. Hy is die God van alle hoop. So die eerste ding is, hoop kom van God af. Om iemand sy hoop weg te vat is nie van God af nie.
God gee hoop. Hy bring eers hoop, en hy bring dit in die vorm van woorde. Hy sê vir Abraham, kyk na die sterre van die hemel, so sal jou nageslag wees. Kyk na die sand in die seestrand, so sal jou nageslag wees. En Abraham maak 'n besluit, hy sê, ek gaan kyk. Die Here het gesê, kyk, ek gaan kyk. Ek weier om te kyk na myself, ek weier om te kyk na die omstandighede, ek weier om te kyk na die fisiese realiteite, wat my in die gesig staar, ek kyk weg daarvan, en ek kyk na die sterre van die hemel, en ek kyk na die sand by die seestrand. En die woord sê in Romeine 4, Abraham het teen hoop, op hoop geglo, volgens wat gesê was. Hy het die een prentjie weggekyk van, en die ander prentjie sy fokus gemaak. Dit is hoop, die God van hoop. Nou jy bou dit op grond van wat gesê was. Hy sê daar, volgens wat gesê was. Deur wie? Deur God. So God het gesê, deur my wonde is jy genees. Die scan sê, daar's 'n probleem. God het gesê, deur my woord, deur my wonde is jy genees. Watter prentjie hou jy voor jou oë? Watter prentjie laat jy toe om jou te oorheers? God het gesê, dat in Filippense 4 sê hy, my God sal voorsien in al julle behoeftes, dat sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus gee en in julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp tot oorlopends toe vol, sal die mense in julle boesem gee. Ek kyk na my bankrekening en ek sien gebrek. Ek kyk na die woord en ek sien oorvloed. Waarna kyk ek? Wat hou ek voor my oë? Dit is wat hoop is. Wat bepaal my gedagtes? Dink ek arm gedagtes? Of dink ek gedagtes van oorvloed? Dis waar dit begin. Dis waar hoop begin. Hoop is wat jy bou in die binnekant. Niemand kan jou keer om 'n prentjie aan die binnekant te bou nie. Jy kan 'n prentjie bou aan die binnekant, gegrond op die beloftes in die woord. So ons sien in Romeine 4, as ons soontoe gaan, vers 20, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Jy sien, Abraham moes sy liggaam ignoreer. Amen? Baie mense het dit nog nie verstaan nie. Hulle sê, maar my liggaam sê ek is siek. My liggaam, Abraham kon gesê het, my liggaam sê ek is 100 jaar oud. My liggaam sê ek is oud. Nou wat het hy gedoen? Vers 19 sê, sonder om te verswak in die geloof, het hy al was hy 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam. Besef dat jou liggaam is net 'n ding waarin jy bly. Dis nie jy nie. Jy kan nie meet aan jou liggaam wat geestelike realiteite is nie. Die liggaam verstaan niks van die gees af nie. Die liggaam is net in kontak met die fisiese. My so 'n mooi voorbeeld gewees, die een ou wat 'n bedienaar en die duiwel het hom aangeval met vrees. En hy het daar teen gestaan. Hy het gestaan teen vrees, want hy het geweet vrees is nie van die Here af. En toe sê die duiwel vir hom, maar kyk jou hande bewe, kyk jou hande bewe. En toe antwoord hy, toe sê hy, maar die binnekant bewe ek nie. My hande mag bewe, maar my gees bewe nie. Hy het 'n lyn getrek. Die feit dat jou hande bewe, beteken jy bewe in die binnekant. So hierdie ding, vers 21, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Dis waar ek en jy wil uitkom. Dit is wat geloof is. Geloof is om jou innerlike mens ten volle te oortuig dat die woord van God waar is. En dit te doen met wat jy sien, wat jy dink en wat jy sê. Dit is 'n vaardigheid wat ons moet ontwikkel. Ek moet vaardigheid ontwikkel met geestelike dinge. As ek wil vaardig wees in die woord, dan beheer ek wat ek dink. Ek moet elke gedagte gevange neem. Ek beheer wat ek sien en ek beheer wat ek sê. As ek daardie goed kan beheer, dan is ek besig om toe te neem in vaardigheid in die woord. Vaardigheid in geloof. Vaardigheid in vreugde. Jou barometer, jy kan meet waar jou geloof is, deur te kyk na jou vreugde en jou vrede. Geloof, as jy gevul is met vreugde, en jy is gevul met vrede, dan beteken dat jy is vol geloof. Die woord het nou oorgeneem, oor die omstandighede. As jy 50%
vreugde en vrede hê, dan beteken dit so 50% geloof. Die oomblik as jou vreugde en vrede uithardloop, dan beteken dit jou geloof het nou uitgehardloop. En ek praat nie van jou kop nie, ek praat van in jou hart. Jy kan jou kop vra hê, maar kyk daai man wat sy kind aan epilepsie gelei het. En Jesus kom van die berg van verheerliking af en die disciples sê, die disciples kon niks reg kry nie. En die man sê, Here, as jy iets kan doen, ontferm U oor ons. En Jesus antwoord hom en sê, wat dit betref, as jy kan glo, gooi die bal reguit terug vir hom. Wat dit betref, as jy kan glo, alles is moontlik vir hom wat glo. En die ou sê die volgende woord, hy sê, Here, ek glo, help my ongeloof. So hy het geloof gehad in sy hart, maar sy kop kon dit nie verstaan nie. Is julle met my? Maar hy het die wonderwerk gekry, want hy het geloof hier gehad. Geloof is hier. Die duiwel is in vrae in. Hy is 'n expert van vrae. Die Here vra nie vrae nie, hy gee antwoorde. Die duiwel sal vir jou sê, het God gesê? Het God gesê? Dan weet jy klaar, met wie praat jy nou? Die aanslag is altyd in jou denke. Hy gaan altyd in jou denke kom. Okay, Jakobus 1, ons gaan na Jakobus 1 toe, van vers 1 af. Jakobus, 'n diensknegt van God en die Here Jesus Christus, aan die 12 stamme wat in die verstrooiing is. Groete. Die oorspronklike sê, rejoice. Hy spring sommer weg daarmee. Hy sê, hier's 'n groot tip nou, groot geestelike ding. Jou vreugde, jou vlak van vreugde is 'n geweldige wapen. Is 'n geweldige wapen in die gees. Vreugde. Ag dit louter vreugde, broers, wanneer jy in allerlei versoekinge val. Want julle weet dat die beproewing van julle geloof konstantheid bewerk, maar die konstantheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. Daar's God se wil, daar's God se wil. God se wil is dat jy in niks moet kort kom nie. En as iemand van julle wysheid kort kom, wysheid vir wat? Om uit die beproewing uit te kom, dis die konteks. Die beproewing is nooit van die Here af gewees nie. Die beproewing kom van die vyand af. Wie het Jesus versoek in die woestyn? Party mense sal vir jou sê, nee, die Here het hom versoek, dis hulle te keer. Is dit nie waar nie? Die Here toets ons. Dit was nie die Here wat hom getoets het, dit was die duiwel. En Jesus het hom oorwin. Dis nie die Here wat jou toets nie, dis die vyand. En jy kan hom oorwin. Jy heers oor hom, om jy net vanoggend gesê, ons heers oor hom. Maar as iemand van julle wysheid kort kom, wysheid om van die beproewing ontslae te raak, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid sonder om te twyfel, want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat uit die wind gedryf en voortgesweep word. Want die twyfelende mens moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. So voor jy na die Here toe gaan eers na sy woord toe. Kry sy woord aangaande wysheid. Kry sy woord aangaande voorsiening. Kry sy woord aangaande genesing. Sit daai woord in jou mond in, ontvang daai woord. En op grond van sy woord gaan jy na hom en jy ontvang. So, hoe vaardiger jy is met jou vreugde en jou vrede, hoe minder vatplek gee jy vir die vyand in jou lewe. As ek vir die duiwel, daar staan in Efesiërs 4, gee geen plek aan die duiwel nie. Nou die primêre plek wat ons gee aan die duiwel is in ons gedagtes. Dit is plek nommer 1. So as ek geen plek gee aan die duiwel nie, waar gee ek geen plek aan hom nie? In my gedagtes. So ek kyk na elke gedagte wat na my kant toe kom. Ek besef dat gedagtes is dikwels nie my eie gedagtes nie. So die gedagtes kom na my toe en ek oordeel daai gedagtes en ek neem dit gevange, want ek gee geen plek aan die duiwel nie. As ek gedagte van die vyand vat, het ek plek gegee aan hom. En as ek net sorgeloos is en ek gaan net aan, dan vat ek elke gedagte wat verbykom en ek gee lekker plek vir die duiwel. Is julle met my? Om vaardigheid te ontwikkel met jou vreugde en vrede, vereis dat jy dit jou doel maak en dit daagliks gebruik. Jy moet daagliks vreugde gebruik en daagliks vrede gebruik. Jy moet dit jou doel maak. Jy moet besef, die Here Jesus praat met ons. Hy gee vir ons 'n opdrag. Hy sê vir ons, my opdrag aan julle is, bly in vreugde. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Wat is dit? Dis 'n opdrag. So dit beteken, of ek nou so voel of nie, ek mag, wanneer is die belangrikste tyd om vreugde te hê? Is wanneer dit nie 'n vreugdevolle situasie is nie. Wanneer ek die minste lus voel vir vreugde, het ek dit die meeste nodig. Hy sê in Efesiërs 4, julle moet die ou mens uittrek en die nuwe mens aantrek. Okay? Put on.
aantrek. En dit laat my dadelik dink aan Jesaja 61. Jesaja 61, kom ons gaan soontoe. Van vers 1 af, die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Dit is die preek wat Jesus gepreek het op die aarde, né? Dis die preek wat hy in Nasaret gepreek het, hierdie. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep, en vir die geboeides opening van die gevangenes. Dit was Jesus se boodskap. Dis hoekom hy gekom het. Godsdienst het dit verander met teenoorgestelde te sê. Ek het gekom om julle te toets met siektes en kanker en gebrek om julle geloof te louter. Dis die teenoorgestelde van wat hier staan, mense. Dis nie wat Jesus gepreek het of hoekom hy gekom het nie. Kom ons lees dit weer. Die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring. Nie 'n treurige boodskap aan die ootmoediges, die wat hoor. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om vir die gevangenes 'n vrylating uit te roep en vir die geboeides opening van die gevangenes, om uit te roep 'n jaar van die welbehae van die Here. Dis die Jubilee. Elke 50ste jaar in die Joodse kalender het alle skuld is afgeskryf. Die Jubilee jaar. As jy skuld gehad het, het jy gejubel. Want jou skuld is afgeskryf, né? Die welbehae van die Here, en 'n dag van die wraak van onze God, om al die treurendes te troos. Nou vers 3, om vir die treurendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word, sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. So wat moet jy aantrek? Die Engelse Bybel sê, a garment of joy for a spirit of heaviness. Okay? A spirit of heaviness. Wat sê Jesus in Matteus 6? Hy sê, in die Amplified, stop being perpetually uneasy about your life. Stop it. Ek sê dit nie, Jesus sê dit direk nou vir jou. Hy sê, stop being, dit klink vir my soos 'n spirit of heaviness. Nee. Jesus sê basies vir ons, hy praat basies uit Jesaja, hy sê, stop daai gees van swaarmoedigheid nou. Daai swaarmoedige gees is van die Satan af, van begin tot einde, van bo tot onder, dis sy tool in jou lewe. As jy daai gees van swaarmoedigheid uit jou uit kan kry, gaan al jou probleme saam met hom gaan. Want dis die hoek van die vyand om die probleme te veroorsaak. Hy veroorsaak die probleme met die gees van swaarmoedigheid. Stop dit. Sit trek uit die ou mens. Trek aan die nuwe mens, wat geskape is om soos God te wees. Sê Efesiërs 4. Hoe is God? Vol vreugde. Kyk 'n bietjie na Psalm 16 vers 11. U sal my die pad van die lewe bekend maak. Wow. Is amazing. Die Here sal vir ons die pad van die lewe bekend maak. Wie van julle sal, as die Here vir jou die pad van lewe bekend maak, daarop loop? Wie stel belang om te loop? Okay, dan gee dit vir jou in die volgende paar woorde. Hier gee dit nou vir jou. Hy sê, versadiging van vreugde is voor die aangesig. In your presence. Hy sê, I will make known to you the path of life. In your presence is fullness of joy. Oomblik as ek in vreugde ingaan, gaan ek in sy teenwoordigheid in. As ek op die pad van lewe. Dis hoekom Jesus sê, trek uit daai swaarmoedige gees. Stop dit. Dis dit wat jou finansies kom steel. Hoe meer swaarmoedig jy is oor jou finansies, hoe meer steel hy jou finansies. En dan Psalm 35 vers 27. Laat hulle jubel en bly wees, wat 'n behaag het in my geregtigheid. Wat moet hulle doen? Jubel en bly wees. Vreugde. Laat hulle altyd deur sê, groot is die Here, wat 'n welbehaag het in die vrede van sy knegt. Nou, daai woord vrede in die King James word vertaal met prosperity. Die woord in die Hebreëus is wholeness, wellness, nothing missing, nothing broken. Die Here het groot vreugde daarin, 'n welbehaag daarin, dat jou lewe heel moet wees. Maar wat moet jy doen om uit te kom? Hoe kom jy uit die vloek uit in die seën in? Jesaja 55 sê, julle sal uittrek met vreugde en voortgelei word met vrede. Uittrek met vreugde, voortgelei word met vrede. So elke aanslag wat ons beleef, is 'n geleentheid om na 'n sterker en beter plek te gaan in die gees, waar jy nog ooit was. So elke keer as die duiwel jou aanval, backfire het op hom.
as jy dit reg hanteer. Jy moenie bly in die aanslag nie. Moenie daar parkeer nie. Trek uit so gou as moontlik. Die aanslag gaan kom, maar jy hoef nie daar te bly nie. Jy gaan uit. Jy trek uit so gou as moontlik. En as jy nie in vreugde, as die duiwel jou kan vang, as hy aan die binnekant van jou kan kom met sy aanslag, dan gaan hy jou daar hou vir die res van jou lewe. Hy het in die binnekant van die Israeliete ingekom, en hoe lang het hulle in die woestyn rondgeswerf? Vir die res van hulle lewe. Hulle het gemurmureer. Murmureer gaan nie groot oormedeer nie. Die Here is nie into murmurering nie. Murmurering word genoem in die Bybel saam met afgodediens en hoerery. Lelike geselskap, murmureer. Murmur. Dit is so onderlandse kla die hele tyd. So 'n gees van kla. Daai gees van kla, demoniek. Te kla oor alles is duiwels. Dit sal jou hou, solank as wat jy kla oor iets, sal jy daar bly waaroor jy kla. Jy sal nooit uitkom nie. Amen. Die oomblik as jy ophou kla en jy kan die vreugde en jy trek uit. Jy trek jou tentpenne uit en gaan aan. Trek daar uit. So gou as moontlik. So Filippense 4. Kom ons gaan na Filippense 4 toe, vers 4. Verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Die ander woord daar is eintlik onselfsugtigheid. Wees oor niks besorg nie. Maar laat jou begeertes in alles, deur gebed en petisie met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal jou hart en jou gedagtes bewaar in Christus Jesus. Want vrede is nie 'n emosie nie, dis 'n krag. Dis iets wat Jesus ons nagelaat het, Johannes 14, vers 27, Jesus se laaste woorde voor die kruis. My vrede laat ek julle na. Daai vrede is amazing. Hy het so vrede gehad, dat hy die storm stil gemaak het. Die krag van vrede het gehang om Jesus. As jy in sy teenwoordigheid kom, dan was daar vreugde en daar was vrede. Hy het vanuit daai krag van vrede hy het basies vir die storm gesê, sst, dis die storm stil, uit die krag, en hy sê, ek laat dit vir julle na. Jy het die saad van daai vrede in jou, en jy het die saad van daai vreugde in jou. Maar soos enige saad, moet dit geplant word, ontkiem, jy moet die plantjie oppas, jy moet hom laat groei, jy moet hom sterker maak. Jy kan jou vrede bou, of jy kan jou vrede afbreek die hele dag lang. En dit gaan oor watter gedagtes laat ek toe. Kry die bossies van jou tomatieplantjies af, en hulle sal groei. Amen. Kry die bossies van jou vrede af, kry die bossies af van jou vreugde, en laat dit groei. Dis die uitdaging wat die Here Jesus aan ons het vandag. Want, mag die God van alle hoop, julle vervul met vreugde en vrede in geloof. Dan sê hy hierso, en die vrede van God het alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaar in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, wat deug en wat lof daar ook mag wees, bedink dit. So wat moet ons bedink? As jy daai woorde lees, bedink dit. En watter ander versie dink jy dadelik? Romeine 8. Romeine 8 sê vir ons, dat daar is 2 geestelike wette werksaam in hierdie aarde. Die wet van die sonde en die dood, en die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus. En jy besluit watter wet jy aktiveer deur wat jy dink. Romeine 8 vers 5 en 6. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, en die wat geestelik is, bedink geestelike dinge. Wat die vlees bedink, lei tot die dood in jou lewe. Jy kan jou finansies dood dink, jy kan 'n projek dood dink, en jy kan jou liggaam dood dink. Of, jy kan geestelike woorde vat, die woorde van Jesus, en dit begin dink. So wat moet ons dink? Gedagtes van oorwinning. Wie van julle dink gedagtes van oorwinning? Gedagtes van deurbraak. Gedagtes van oorvloed. Gedagtes van genesing. En as jy hierdie gedagtes van oorwinning begin dink, wat gaan gebeur? Jy gaan vreugde kry. Ek waarborg dit. As jy gedagtes van deurbraak begin dink, gaan jy vreugde kry. As jy gedagtes van oorvloed begin dink, gaan jy vreugde kry. As jy gedagtes van genesing begin dink, gaan jy vreugde kry. En die vrede van God sal jou bewaar. Dis soos 'n skild om jou, 'n kragveld. Mense praat van die kragveld van genesing. Daar is 'n kragveld van vrede. Daar's 'n kragveld van vrede. Daar's 'n kragveld van geloof. Ek trek
die ou mens uit. Een van die mees amazing dinge wat God beter kan doen as enige iemand anders. As enige iemand anders. Is om te vergeet. Hoor mooi, een van die mees amazingste dinge wat die Here beter kan doen as enige iemand anders, is om te vergeet. Die Here onthou nie een van jou sondes. Nou as jy sy kind wil wees, en jy wil soos hy wees, wat moet jy ook doen? Jy moet vergeet. Paulus demonstreer dit vir ons. Paulus het nog 'n agtergrond aan hom gehad. Ek bedoel, Paulus was in charge van Stefanus se steniging. Toe Stefanus gestenig is, het hulle klere by die voete van Paulus gaan sit. Hy was in charge van die steniging. Hy het briewe gekry van die hoofpriesters om Christene te vervolg, om hulle te arresteer en selfs ter dood te veroordeel. Toe hy op pad Damaskus toe was hy juist met sulke briewe. Hy wou die Christene arresteer. Toe arresteer Jesus hom. Jesus het hom gearresteer. Halleluja. En hy sou dood gewees het as hy nie tot bekering gekom het. As hy nie gesê het Here nie, dan was dit sy laaste woorde. Die Here was nou fed up met hom. Maar tog, lees ons in 2 Korintiërs, hoofstuk 7, sê Paulus die volgende woord, hy sê, ontvang my. Ek het nog nooit iemand skade aangedoen nie. Het jy vergeet, Paulus? Ja, Paulus het vergeet. Die Here het vergeet. En jy beter vergeet. Wie herinner jy aan jou sondes? Nie die Heilige Gees nie, en nie die Here nie. Net die Satan. Net die Satan. Is die enigste wat jou sal herinner aan jou foute en jou sondes. Amen. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Maar as jy nog steeds jouself gaan kastei, dis presies dieselfde. Daar's baie godsdienste in die wêreld. Dan mense hulle self slaan met sweep uit. Ja, gesien. Hulle slat hulle self met sweep dat die bloed loop. Nou ongelukkig is dit in Suid-Afrika, in ons kerke ook. Dis nie fisiese swepe nie, maar die mense slat hulle self oor die kop oor hulle ou sondes. Slat hulle self. Nou as jy jouself so kry, slaan jouself, né? Onthou nou, daai heidene wat hulle self so slat oor die rug met die sweep. Wil jy een van hulle wees? Wil jy ook jouself so slaan met die sweep? Nee. Ons is vry. Die bloed van Jesus, die regter van die heelal. Die een wat alle lewende en dode gaan beoordeel, het jou vry verklaar. En hy het jou sondes vergeet. Dis weg. So nou staan ek voor hom. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, dat ek kan wees die geregtigheid van God in hom. Is daar niks tussen my en God staan nie? Wat staan tussen my om te ontvang? Hoekom sal ek nie ontvang nie? Oor wat? Ek sal ontvang, want ek staan volmaak. Amen. Daar is geen grond of my nee te sê. Amen. In enige area van my lewe. So ons moet gedagtes dink in lyn met die vervulling van die beloftes in ons lewe. Ons moet die beloftes eers sit. My uitdaging jou nou op 'n praktiese dag tot dag basis vandag. Vat elke dag een belofte. Vat een belofte. Kies een. 1 Petrus 2 vers 24 gaan oor genesing. Jy kan na 2 Korintiërs 9 gaan kyk oor finansies. Jy kan na skrif gaan kyk oor huwelik. Daar's oor alles. Daar's beloftes wat elke area. Vat een belofte elke dag en maak dit jou belofte om te oordink daai dag. Gaan in geloof en ondersoek jouself of jy in geloof is. Okay? Moenie kla nie. Kla is vloek. My ma het ons mond met seep uitgewas. Seep. I'm not joking. En ons het vinnig opgehou vloek, né? Vinnig. As jy mond eenmaal met 'n koekie seep uitgewas is, as jy die vloekie nie meer nie. Nie voor jou ma in elk geval nie. Was dit uit jou uit. Nou om te murmureer is presies dieselfde. Ons murmureer, ons kla oor niks. Ons heers oor dit, ons heers daaroor. Oefen dat die vloei van die Gees jou domineer. Nie die vloei van die vlees nie. Vloei in die bonatuurlike in plaas van die natuurlike. Kom ons vloei in die bonatuurlike in plaas van die natuurlike. Natuurlike gaan net ons aandag. Jou liggaam wil dit jou aandag hê. Sê liggaam, wees stil. Simptome, stop dit. Amen. Dan gaan ek luister nie vir jou nie. Jy heers nie oor my nie, ek heers oor jou. Praat met jouself.
Wat sê Dawid? Loof die Here, o my siel. Wanneer het hy dit gesê? Toe hy die minste lus was om te loof. Toe sê Dawid, loof die Here, o my siel. En alles wat binne in my is, loof sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou sondes vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van verwoesting, wat jou mond versadig met die goeie, dat jou jeug weer nuut word, soos die van 'n arend. Amen, kom ons doen dit ook. Hemelse Vader, ons dankie vir die liefde vir ons dankie vir die kosbare woord. Ons ontvang dit, ons gaan hierdie beloftes eerste stel in ons lewe, ons gaan geloof bou, sodat wanneer Jesus kom, een van hierdie dae, sal hy geloof in ons kry. Ons weier dat die fisiese riem ons oorheers. Nee, ons heers op hierdie aarde, as u seuns en u dogters, oor hierdie fisiese riem. En ons dank u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.